Hallo en baie welkom. As jy saam met ons kuier vanaand, sê vir ons hallo in die comment section. Dan wil ons dit vanaand vir elkeen van julle wat bydra baie dankie sê. Ons het hierdie week gehoor dat die meele kan nie bybly met al die meel wat ons bestel vir die behoeftige mense nie. So vir elkeen van julle wat gegee het en 'n bydrae gemaak het in daai afdeling of in daai projek, baie dankie. En dan wil ons ook dankie sê vir elke persoon wat saai in ons gemeente en saai in die koninkryk van die Here in. En as jy vanaand in jou hart voel jy wil iets gee, hier is die maniere hoe jy dit kan doen. Ons gaan nou ingaan in 'n tyd van worship en in hierdie worship wil ek jou uitnooi, challenge, aanmoedig. Maak seker jy connect met die Here vanaand. Maak seker jy maak jou hart oop en hoor wat hy wil doen in jou lewe vanaand. Ons is besig met hierdie reeks, die next chapter. So kom ons maak reg en dan geniet ons hierdie volgende paar songs. Love overcomes, He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hey! You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. Oh God, you do great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah. And God, above it all, and hallelujah, God, unshakable, and hallelujah, you have done great things, you've done great things, and hallelujah, God, above it all, and hallelujah, God, unshakable, and hallelujah, you have done great things, you've done great things. Oh hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the lion. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things.
no way you came to my rescue. From the grave I've been raised. When I needed a Savior to save me, Jesus, you made a way. I was blind, but these eyes have been opened. Now I walk in the light. Every step on this road I will follow. Jesus, you made a way. You are the way. You are the way. Lost and dead, but your love came to find me. Jesus, you are the way. You are the way. You are the way. Lost and dead, but your love came to find me. Jesus, you are the way. Jesus, you are the way. From the grave I've been raised. When I needed a Savior to save me, Jesus, you made a way. I was blind, but these eyes have been opened. Now I walk in the light. Every step on this road I will follow. Jesus, you made a way. You are the way. You are the way. Lost and dead, but your love came to find me. Jesus, you are the way. Jesus, you are the way. You are the way. You are the way. Lost and dead, but your love came to find me. Jesus, you are the way. Jesus, the only way. Jesus, the only way. Bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name still, call the sea to still, the rage in me to still, every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, breathe. Call these bones to live. Call these lungs to sing. Once again, I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus,
is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Oh Jesus. Oh, you make the darkness tremble. Oh, you make the darkness tremble. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence me. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Goeienaand en welkom by Edge. Ons is so bly dat jy hier kuier vanaand en by hierdie aanlyn diens. As jy vir die eerste keer hierdie maand inskakel, ons is besig om te praat oor die tema Next Chapter. En die hele gedagte is om te praat oor hoe kan jy groei tot in die volgende hoofstuk in jou lewe. En vir van ons is dit miskien, ons het nodig om 'n hoofstuk klaar te maak en ons wil graag gaan na 'n nuwe hoofstuk toe. En vir van ons is dit, ek is in hierdie nuwe hoofstuk, maar ek weet nie lekker hoe om hierdie hele ding te hanteer om te groei nie. En ek hoop vanaand kan ons vir jou 'n groot stuk wysheid gee hoe om dit reg te kry. So daar wie sit, wil jy net jou oë sluit vir 'n oombliekie en voordat ons na die woord van die Here luister, kom ons bid net saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons vanaand het om te kan kom en luister wat U vanaand vir ons wil sê. Dankie dat U so goed is, Here. Dankie dat U so getrou is. Dankie dat U met elkeen van ons vanaand wil kom praat. Ek bid, Here, dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister, sal beleef hoe U hulle roep om te groei. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. So as ons praat oor groei, dan is een van die goed wat vir my die belangrikste is van om na die next chapter in jou lewe toe te gaan, om hierdie nuwe hoofstuk te begin skryf, is dat jy moet weet wie jy is. Want as jy nie weet wie jy is nie, gaan ek en jy konstant probeer om die lewe te lei wat ander mense lei. En as ons die lewe lei wat ander mense lei, kan ons nie dit wat God oor ons droom bereik nie. Een van my goeie vriende, Karl, het Dinsdag aand op hulle Inside Out boodskap gesê, die enigste persoon wat jou kan keer om te hardloop, is jouself. Nou, Karl, as ek nou van hom kan sê, hy hou nie van hardloop nie. So, jy kan maar hoor wat hy vanaand sê, hy kies om nie te hardloop nie. Maar ek het dit gehoor Dinsdag aand, en ek het vir myself gedink, dis so waar, dat die enigste persoon wat keer, dat jy die next chapter kan skryf, is nie jou verlede nie, is nie omstandighede nie, is nie ander mense nie, dis jy. En so dit het met my gepraat oor identiteit en wie jy is. En so vanaand wil ek bietjie met jou praat oor dit wat God jou voorgeroep het vir 'n tyd soos hierdie. Ek weet nie of dit vir jou ook so was nie, maar vir my in hierdie tyd het ek aansienlik meer tyd op sosiale media spandeer.
Ek het meer ge-Facebook, meer ge-Instagram, ek het 'n bietjie meer tyd op YouTube spandeer want ek het meer tyd op die hande gehad. En as gevolg van dit het ek 'n klomp goed gesien wat jy kyk na ander mense se lewens en jy kyk ewe skielik na hierdie prentjie wat in ander mense se lewens aangaan en jy sien wat in ander mense se lewens gebeur. Nou, ek is nie so seer gepla oor hoeveel likes ander mense kry en so nie. Wat my meer intimideer is of wat ek myself gereeld mee vang waar ek myself vergelyk met ander mense, is nie noodwendig hoe populêr hulle is nie, maar eerder wat hulle doen. Ek weet nie of jy by die huis ook so is nie. Kom ek verduidelik jou wat ek bedoel. So, ek het al vrede gemaak met 'n paar goed in my lewe. Miskien is dit die eerste stap vanaand, as jy het nodig om vrede te maak oor wie jy nie is nie. So, ek is baie sleg. Baie sleg, as ek sê baie sleg, jy kan my vrou bel en haar vra. Ek is glad nie goed met my hande nie. En as ek daar praat ek van soos goed regmaak. As iets breek in my huis, who you gonna call, nie vir Marius nie. Ek is glad nie goed met my hande nie. As ek 'n ding reggemaak het, is hy na die tyd meer stikkend as wat hy voor die tyd was. en dis regtig die waarheid. En nou die rede hoekom dit my so intimideer, is my swaar en my skoonpa is albei briljant met hulle hande. Hulle kan uit 'n draadkar uit enige iets bou. Jy weet of uit draad uit kan hulle 'n kar bou en hulle kan 'n huis bou. En ek weet nie wat hulle sê, maar hulle is ongelooflik goed met hulle hande. En nou kom ek in hierdie plek in en hulle gesin in en hulle twee is albei, jy weet, ongelooflik goed met hulle hande. En ek het in die begin van my en Jeannie se verhouding myself konstant gevang waar ek vir myself sê, I'm not going to be able to live up to this. Ek gaan heeltyd tot God eendag vir my gesê het, Marius, ek het jou nie gemaak om soos hulle te wees. Ek het jou gemaak om Marius te wees. En toe ek begin besef ek sê goed met dit nie, toe sê ek okay. 'n ander ding waarmee ek nie goed is nie en jy kan maar vir Kaal bel, jy kan vir Louise bel, jy kan 'n klomp mense in my lewe bel wat my goed ken. En hulle sal vir jou sê iets wat Marius nie kan doen nie is Marius kan nie sing nie. Glad nie. Ek is so vals. Ek is regtig ongelooflik vals. En die rede hoekom ek dit sê is vir lank het klomp mense vir my gesê Marius, jy weet jy's so goed met woorde. Jy moet 'n worship leier word. En ek was van ja, jy weet en ek kan redelik okay gitaar speel en ek was van okay, ek gaan nie. En ek het eendag by Inside Out toe probeer ek worship lei. En my vrou kom na die tyd na my toe en sy sê vir my liefie, ek is baie lief vir jou. En as Jeannie gewoonlik 'n gesprek so begin, dan weet ek hier kom nou iets. En sy sê ek is baie lief vir jou, maar ek wil net vir jou sê dat jy moet asseblief nooit weer in jou lewe worship lei nie. En ek onthou daai woorde tot vandag toe nog. En ek onthou die liedjie wat ek gesing het is daar is niemand soos u. En aan die ander kant van hierdie kamera sit Kaal en hy skud sy kop want hy onthou hierdie aand want hy was 'n tiener by die jeug gewees. Die rede hoekom ek hierdie stories vir jou vertel, is dikwels kan ons na ander mense se lewens kyk en ons kyk na hoe in my geval het ek na worship leaders gekyk en ek het na ander mense gekyk wat ander manne in my lewe was en ek het myself met hulle vergelyk. En as ons onsself vergelyk met ander mense, mis ons wie God ons gemaak het om te wees. Ek en jy kan nie groei as ons konstant na ander mense kyk nie. Ons het die enigste ander persoon na wie ek en jy kan kyk is na God, is na Jesus en ons fokus op hom te hou. Greg Rochelle, hy's 'n guru oor leierskap en hy's 'n predikant in Amerika en hy sê hierdie volgende ding. Hy sê wanneer iemand 'n resies hardloop en hy kyk terug en hy kyk na die ander kant toe, dan verloor hy sy fokus en hy gaan uit sy baan uit en die ander mense vat hom verby. Kan jy jouself indink as Usain Bolt hierdie 100 meter hardloop en hy's voor en hy's so bekommerd oor waar die ander ouens is en hy kyk rond. Wanneer ek en jy besig is om te hardloop, wanneer ons besig is in Hebreërs praat van hierdie lewe is 'n wedloop. Wanneer ons in hierdie wedloop hardloop en ons haal ons fokus van die eindpunt af en ons begin ons fokus op 'n klomp ander goed sit, dan verloor ons fokus en dan gaan ander mense ons verbyvat. En ons gaan nie uitkom waar God wil hê ons moet uitkom nie. So maak seker dat jy's gefokus. Maak seker dat jy ken jouself. En ek hoop dat hierdie lockdown periode wat verby was en hierdie interessante tye wat vir ons voorlê, is 'n tyd waar jy jouself beter gaan leer ken. Maar pas op vir die lokval wat ons so gereeld kan doen, waar ons na ander mense kyk en ons sê maar hulle het dit gedoen en hulle het dit gedoen en hulle het dit gedoen. Kom ek deel vir jou iets onlangs uit my eie lewe uit waar dit gebeur het. So ek het jou vertel van wat dit met my skoonpa gebeur het en my swaar waar hulle albei ongelooflik goed is met hulle hande en ek het jou gedeel waar ek gedink het ek kan sing. Maar iets wat in die afgelope paar weke gebeur het, is soos wat jy weet, jy kyk nou kerk aanlyn, is daar soveel ander kerke wat ewe skielik aanlyn is en hulle sit hulle dienste aanlyn en almal jy weet gaan aan oor hierdie kerk en daai kerk en ek vang myself waar ons hierdie dienste aanlyn begin sit, waar ek na ander gemeentes kyk vir inspirasie. Maar na ruk was dit nie meer vir inspirasie nie en ek het begin geïntimideerd voel. En ek het gevoel ons kwaliteit van ons aanlyn dienste is nie goed genoeg nie. En ek het gevoel jy weet, ons moet dit doen eerder wat hulle doen want hulle doen dit beter as ons. En terwyl ek hierdie ding deurgaan, beleef ek hoe God vir my gesê het, Marius,
as ek wou gehad het, julle dienste moet soos hulle sin lyk, het ek jou daar geplaas, nie waar jy nou is nie. Jesus, en ek kry pak slaag. En ek hoor God vir my sê, ek het jou gemaak om jy te wees, en die resources wat jy het, en die goed talente wat jy het, gebruik dit tot die beste van jou vermoë, en hou op om jouself te vergelyk. Jy is nie daai gemeente nie. En dit was net vir my so snaaks, in hierdie week wat verby is, vra iemand vir my, het jy daai kerk se aanlyn dienste gesien? Hulle het soveel likes gekry, en soveel comments gekry, en ek kom met 'n rustigheid in my hart gesê, ek gee nie eers om oor daai goed nie, want dit gaan op die einde van die dag net oor Jesus. So dis hoekom ek begin het deur te sê ek het aansienlik meer tyd op sosiale media spandeer. Want ewe skielik dink ek ons het 'n klomp mense wat ook meer tyd op sosiale media spandeer het en begin rondkyk het. Begin sien dat daai mense doen hierdie in lockdown. Miskien is jy 'n getroude paartjie en jy en jou ander helfte, jy weet, het bietjie vasgesit in hierdie lockdown en dit was miskien nie vir julle die maklikste tyd nie. En dan kyk jy na iemand op jou Facebook en hulle sit soos op waar hulle date nights het wat hulle aantrek in hulle sitkamer en jy dink my huwelik is 'n flop. Ek wil vanaand vir jou sê, moenie jou lewe met hulle vergelyk nie. Jy weet nie wat die vorige dag gebeur het nie. Stephen Furtick sê, we compare our lives to other people's highlights. Pas op dat jy nie jou lewe vergelyk net met ander mense se highlights nie. Onthou as mense fight, sit hulle dit nie op Facebook nie. En as jy doen, stop dit. Nie 'n goeie idee nie. Moenie dit doen nie. Okay? Maar meerderheid van die tyd sit mense net die goeie goed op Facebook en op Instagram en op sosiale media. Moenie jouself vergelyk nie. Ek en jy kan nie groei tot die volgende chapter as ons konstant onsself vergelyk nie. Nou kan jy sê, Marius, dis nou alles great, maar waar kom dit in die waar bring jy dit by die Bybel uit? Okay, so daar's hierdie twee ouens en hulle is al twee disippels. En hulle name is Petrus en Johannes. Nou as jy Petrus en Johannes se storie ken, hierdie twee ouens was konstant besig om te sê ek is beter as daai en ek is beter. En Johannes begin toe hierdie vreemde ding doen waar hy konstant na homself verwys in die derde persoon en as jy dit doen asseblief hou op, dit irriteer almal rondom jou. En hy gebruik hierdie woorde, die disipel vir wie Jesus lief is. En dis hoe hy na homself verwys. So dis nie wat ander mense dis is as hy met iemand praat, dan sal hy sê Petrus en die disipel vir wie Jesus lief is. Dis bietjie weird, maar hy verwys na homself in daai geval. En dan sien ons hier in Johannes 20 die storie waar jy sien waar hierdie twee kompeteer in 'n interessante manier. En ek wil dit graag vir jou lees. Dit sê hierso Johannes 20 vanaf vers 1, ek lees vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling. Vroeg die sondagoggend toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf aan en merk op dat die klip voor die graf weggerol is. Nou hierdie is die Sondag, die opstandingssondag. Hierdie Vrydag is Jesus gekruisig, hierdie is die Sondag, okay? Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en die liefling disipel. Johannes skryf hierdie brief. Hierdie is Johannes wat besig is om te skryf en hy verwys na homself as die liefling disipel, okay? Bietjie vreemd. En hy sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipels het uitgekom en na die graf toe gehardloop. Okay, so hierso hoor hulle Jesus is nie meer in die graf nie en hulle begin na die graf toe hardloop en hoor hierdie interessante ding. Die twee het saam gehardloop. Maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf aangekom. So Johannes wil hê jy moet weet, hy was voor Petrus by die graf. Toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoeke daar lê, maar hy het nie ingegaan nie. Simon Petrus het na hom ook daar aangekom en by die graf ingegaan. So Johannes wil seker maak jy weet, hy het gewen. Hy het hierdie hardloopresies, hy het dit gewen. Okay? En die kopdoek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf aangekom het, ook ingegaan, gesien en geglo. So hier kom Johannes en hy sê luister ouens, ek wil net vir julle sê, jy wat die boek lees, meer as 2000 jaar terug, ek het vir Petrus gewen. Ek was voor hom daar, hy sê dit 3 keer vir ons, hy sê ek wil net hê jy moet weet, ek was beter as Petrus. So daar was hierdie wrywing gewees tussen Petrus en Johannes. En so nou interessant, as jy ons Paasnaweek dienste gekyk het ek daai Sondag aand gepraat oor Petrus en hoe God Petrus se lewe kom verander het, selfs nadat hy hom verraai het. En dit het ons gelees in Johannes 21. En daar gebeur hierdie interessante ding in Johannes 21, waar Petrus by Jesus kom. En Jesus sê vir hom, het jy my lief? En hy sê, Here, U weet ek het U lief. En hy en Jesus het hierdie gesprek, en Jesus kom bevestig net weer eens dit wat hy op sy lewe geplaas het. En ek wil graag vir jou lees hierso, wat sê dit hierso in Johannes 21 vers 20 tot 22. Dit sê, nou ek het net kry, 21, 22, okay. Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, wat van hom, Here? En hy verwys terug, hy draai om. Onthou Petrus en Johannes was in hierdie kompetisie met mekaar gewees. En Petrus draai om en hy wys na Johannes toe en hy sê vir Johannes, en hy sê vir die Here, U het nou al die goed oor my gesê, wat oor my droom en wat met my gaan gebeur, maar wat van Johannes? En hoor wat sê Jesus hierso, interessant ding, Jesus reageer daarop,
as ek wil hê dat hy moet bly leef tot ek terugkeer, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Nou hier's 'n baie belangrike waarheid in hierdie gedeelte vanaand opgeskryf. Wanneer ek en jy besig is met hierdie lewe en ons wil groei tot op 'n nuwe plek, kan ons so maklik na ander mense kyk. Soos wat Petrus na Johannes toe gekyk het en gesê het, Here, wat van hom? Wat van hom? En Jesus sê vir hom, wat ek met hom doen, het eintlik niks met jou te doen nie. As ek wil hê hy moet vir altyd lewe, dan sal hy vir altyd lewe. Maar weet jy wat? Volg jy net my? Die beste manier hoe ek en jy die nuwe hoofstuk in ons lewens kan skryf, hoe ek en jy kan aanhou groei, is om hierdie beginsel te volg. Moenie ander mense volg nie. Moenie mense in die wêreld volg nie. Moenie probeer om soos ander mense te wees nie. Volg net vir Jesus. Dis die kruks van wat hy hier vir Johannes kom sê. Hy sê Johannes, vergeet van hy sê Petrus, vergeet van Johannes. Fokus jy net op my. En as jy my volg, gaan jy uitkom by hierdie bestemming wat ek vir jou oordroom. En so met hierdie gedagte wil ek jou vanaand los. En ek wil jou uitdaag om na hierdie diens 'n stuk papier te gaan vat en te gaan neerskryf, wie is jy? Wat is die goed wat jou uniek maak? Wat het God jou voor geroep vir 'n tyd soos hierdie? Want ek weet, alhoewel ek nie goed kan sing nie, en alhoewel ek nie baie goed met my hande is nie, is daar 'n klomp ander goed waarmee ek goed is. En God gebruik daai goed om sy koninkryk uit te bou. Maar dis omdat ek gemaklik is in my eie veld, dis omdat ek weet wie ek is, omdat ek weet wat my identiteit is. En ek volg net vir Jesus. So vanaand, na hierdie boodskap, vat 'n stuk papier, begin hierdie selfontdekkingsreis en vra die Heilige Gees om vir jou te wys, wie is jy? Nog goed is wat jy nie van hou nie. Kan ek vir jou sê, gee daai goed vanaand vir Jesus. Sê vir hom, Here, ek is kort af. Miskien is dit een van jou goed. Here, ek sukkel met hierdie. En dan gee jy hierdie goed vir hom. Wat ek vanaand sê is nie net aanvaar wie jy is nie, maar wees tevrede met wie jy is en besef dat God is besig om met jou te werk en laat hom toe om in jou te werk. Ek hoop dat hierdie jou vanaand stig. Ek hoop dat hierdie vanaand jou challenge. En in hierdie volgende week mag jy beleef God vir jou wys wie jy is. Volg net